Jy's ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is Jaco Smit, kommersiële bestuurder by NutriFeeds. Jaco, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Baie dankie, baie dankie. Jaco, so kan jy dalk vir ons sê wie is NutriFeeds en waar word julle oral verteenwoordig? So NutriFeeds is een van die grootste veevoerverskaffers in Suid-Afrika. Ek dink ons is derde grootste. Ons is oral in die Sub-Sahara Afrika is ons teenwoordig. Ons voetspore lê vanaf Botswana, Namibië, sover as Nigerië. As ons nou praat van diere, watse tipe dier of diere maak julle voer voor? Ons maak hoofsaaklik voer vir braaikuikens, die braaikuikenmark, maar ons maak ook lêvoere, ons maak beesvoere, skaapvoere, varkvoere en wild. Ons het natuurlik ons NutriTap, wat een van ons groot verkopers is en 'n unieke produk is wat jy net by ons sal kry. So wat is Nutri se visie vir toekomstige groei en uitbreiding? In Suid-Afrika is die populasie besig om te groei. So daar sal altyd hierdie vraag na proteïene wees. En NutriFeeds sien onsself as hierdie absolute rolspeler om voedselsekuriteit in Suid-Afrika te bevorder. So ons sal altyd 'n rol speel. Ons sal altyd met help om proteïene te voorsien aan die massas. En ja, dis waarom ons maar voer maak. So kan jy vir ons sê in watter vorms kom NutriFeeds alles voor? So ons doen massa afleweringe tot 30 ton wat ons in die groot silo's by die kliënte aflaai in 50 kg sakke, ons het blokke, ons het tabs, jy weet enige 25 kg, ons het enige verpakking. Interessante feit is julle het ook onlangs 'n wêreldrekord gebreek. Vertel ons 'n bietjie meer oor wat gebeur het. Ja, dit is baie interessant. Een van ons grootste en mees gewaardeerde kliënte het onlangs 'n wêreldrekord gebreek in die braaikuikenbedryf. Ons praat van 'n PEF. Hulle het 'n 524 PEF behaal wat 'n fenominale syfers is. Om dit vir die gewone kyker net te verduidelik. Dis 'n vorm om prestasie te meet. So as jy kyk na 'n voertuig, sal jy kyk na dieselverbruik, so 'n kilometer per liter. In braaikuikens kyk ons na die PEF om te kyk, jy weet, hoe presteer 'n hoender. Hoe hoër die syfer, hoe meer wins maak die kliënt. En hierdie syfer is op 'n kommersiële plaas behaal en dit is absoluut ongelooflik en ongehoord om 'n 524 PEF te behaal. So waar kan mense meer sien oor julle produkte en meer uitvind oor julle as NutriFeed? Ons produkte is beskikbaar by al ons handelsvennote se handelstakke en of store. En ja, as u ons webtuiste besoek, nutrifeeds.co.za, dan kan u meer inligting daar bekom en van ons tegniese adviseurs of verteenwoordigers kontak. So ons gaan nou in die kouer maande in, dit is winter. Vir die diere in die veld, wat sal jy voorstel vir ons boere? Ons moet onthou dat in die winter is tradisioneel raak jou proteïen in jou gras minder. So ons sal proteïen aanvulling gee en winterlek is natuurlik die ding om te gee. Nutri se winterlek 40 is pas gemaak vir hierdie omstandighede om die beeste daai aanvulling te gee en hulle in kondisie te hou vir deur die winter. Jaco, baie dankie vir jou tyd. Dis Jaco Smit, hy's die kommersiële bestuurder hier by NutriFeeds. Nou, as jy meer wil weet oor NutriFeeds, gaan gerus na hulle webwerf. Dis nutrifeeds.co.za. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas en ons gas saam met ons vanoggend is Karina Briwer, sy is die hoof van die Endangered Wildlife Trust en ons gesels 'n bietjie oor onwettige wildhandel. Karina, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Môre en baie dankie dat jy ons uitgenooi het om op die program te wees. So Karina, wanneer ons nou dink aan onwettige wildhandel, dan dink ons dadelik eers renosters of olifante, maar hoe groot is die probleem met onwettige handel in terme van kleiner spesies soos miskien spinnekoppe, reptiele en insekte ook? So proporsioneel is die onwettige handel in hierdie kleiner spesies, jy weet of dit nou diere of insekte of selfs plante is, aansienlik groter as die onwettige handel in wat ons noem megafauna, soos renosters en olifante. En al hierdie diere is natuurlik, hulle word onwettig verhandel en hulle verdien die aandag wat hulle kry. Maar ons sien wel dat kleiner spesies wat mense gewoonlik nie meer bekend is nie, baie minder aandag kry, jy weet, nie net in terme van bekamping van onwettige aktiwiteite of om te volg wat die mark doen nie, maar ook as dit kom by aandag in die media en ook as dit kom by befondsing om hierdie spesies te beskerm. So wat is van die mees algemeenste, kom ons sê, klein wild of klein spesies wat dan gehandel word in Suid-Afrika?
So reptiele en insekte is baie populêr. Ek sou sê veral reptiele, jy weet of dit nou 'n slang is of 'n akedus is. Suid-Afrika het verskriklik baie endemiese spesies wat ongelukkig 'n groot navraag voor het in die nasionale en internasionale mark. So 'n goeie voorbeeld is byvoorbeeld ou volke, in Engels noem ons hulle 'n sungeyser, dis 'n akedus. Daar's skurwejaantjies, dis nog akedus wat ons gereeld in die onwettige mark sien en dan insekte soos kalefaan, kewers. Ek weet nou nie wat die Afrikaans vir kalefaan is nie, maar so dis regtig dis 'n groot verskeidenheid, maar dit is hierdie swaalf endemiese unieke spesies wat ons sien. Hoe het daar 'n mark ontstaan spesifiek vir hierdie eksotiese diere? So in enige onwettige mark, of dit nou dwelms is of die handel in mense selfs, gaan dit maar oor vraag en aanbod. So iemand wil hierdie dier hê, 'n reptiel of 'n insek, en iemand is bereid om dit te voorsien. So as ons kyk na byvoorbeeld 'n toename in die onwettige handel in party van hierdie spesies, dan kan ons maar aanneem dat daar 'n toename is in of vraag of aanbod, en met die internet wat deesdae gebruik word om kopers en verkopers met mekaar te verbind, is dit nie verbasend dat hierdie markte ontstaan nie. So, waarom word kleiner spesies toenemend teikens van internasionale eksotiese troeteldierhandel? So dit is maar vir die redes wat ek nou genoem het, dis vraag en aanbod. Veral met die internet word mense blootgestel aan nuwe spesies. So hulle sien iets wat hulle dalk nie van bewus was voorheen nie, en dan is daar 'n groter aanvraag daarvoor. Ons sien ook dat kriminele wat gewoonlik in spesifiek wilde diere handel dryf, gereeld baie goed is daarin om uit te brei na ander spesies. So hulle sien byvoorbeeld hulle besigheidsmodel werk om renosterhorings te vervoer of om perlemoen te vervoer, en dan brei hulle uit na die volgende spesies toe, of dit nou renosters is of nie renosters nie, insekte of reptiele, en dan gebruik hulle bestaande koneksies om dan net hierdie ander spesies ook te vervoer na waar ook al die mark homself bevind. So Karina, mens wonder soms, wat is die impak, of watter impak het die verwydering van selfs klein getalle van hierdie diere uit die natuur uit op die voortbestaan van hulle spesifieke spesies? So dit verskil van spesie tot spesie, maar daar sal altyd 'n impak wees. So as jy byvoorbeeld kyk na 'n dier waarvan die bestaande bevolking reeds baie klein is, dan kan die verwydering van net 'n paar individue regtig 'n groot verskil maak of 'n groot impak hê op die bevolking. En dan sit jy soms met 'n situasie waar die spesie dalk uitgesterf het in sy habitat en hy net voorkom in privaat besit of in dieretuine byvoorbeeld. En selfs al jy 'n groter bevolking in 'n spesie het, daar gaan nog steeds altyd 'n impak wees, want al hierdie diere het natuurlik 'n rol wat hulle vervul in die ekosisteem. So die impak kan ook wees as 'n spesies in groepe saamwoon, gaan dit 'n impak hê op die oorblywende diere. Daar is impakte op die voedselketting, en natuurlik vervul hierdie diere ook 'n rol in hulle habitat, en daai rol verdwyn dan. Ons sien ook ongelukkig baie keer dat wanneer mense moeg raak vir hulle eksotiese of wilde troeteldiere, dan laat hulle vry in omgewings wat hulle nie aard nie en nie gaan oorleef nie, en dan kan hulle selfs indringerspesies raak of hulle kan siektes versprei. So, waarom ontvang hierdie onwettige handel in kleiner spesies dikwels minder aandag van die publiek en die media as die handel van groter diere waarmee ons so bekend is? So ons onderskei gewoonlik tussen die seksie spesies en die nie seksie spesies nie. En dis maar ongelukkig die seksie spesies wat al die aandag kry. So dit is spesies soos renosters en olifante en leeu's en deesdae ook itermagor wat ons van kleintyd af geleer word. So ons het 'n waardering vir hulle. Hulle is vir ons oulik en met goeie rede, dis beautiful diere. En hierdie diere word ook gereeld doodgemaak vir hulle produkte. En ek dink dit ontlok baie sterk emosies by mense. En dan aan die ander kant, die teenoorgestelde kant, het jy hierdie diere wat primêr geteken word vir die lewendige troeteldiermark. Dis gewoonlik kleiner diere, dis reptiele en insekte wat mense dalk nie noodwendig mee bekend is nie, hulle het nie so sterk gevoel daaroor nie, en dis gewoonlik die diere wat lewendig in die mark ingevoer word. En natuurlik, dit beteken nie dat daar nie 'n impak op hierdie diere is nie. Hulle ervaar verskriklike stres, hulle lewe in omstandighede wat nie vir hulle bedoel is nie, en so die impak bly nog steeds massief. Karina, ons is nou weer terug by jou. Dis ons gas op Groot Plaas vanoggend, Karina Briwer. Sy's die hoof van Endangered Wildlife Trust, en ons gesels 'n bietjie oor die handel van onwettige handel van wild, veral wanneer dit kom by 'n klein wildspesies. Ons is terug op Groot Plaas net hierna. Welkom terug op Groot Plaas, en ons gaan saam met ons Karina Briwer. Karina, so net voor die breek het ons 'n bietjie gesels oor natuurlik die publiek en die media wat minder aandag gee aan hierdie klein spesiehandel, maar hoe gebruik hierdie wildhandelaars dan nou soos sosiale media platforms en ander aanlyn platforms om hulle bemarking te doen en die verkoop van hierdie onwettige klein wild?
So hierdie aanlyn platforms het ongelukkig 'n hele nuwe wêreld vir hierdie kriminele netwerke oopgemaak, want ewe skielik is hulle kliëntebasis internasionaal. So dit beteken dit kan potensieel aanvraag vergroot, so daar's meer belangstelling want meer mense word bewus van die spesies en dis natuurlik great vir hierdie besigheid van hulle. So ons sien dat aanlyn platforms word op verskillende maniere gebruik. Ons sien dat mense sosiale media gebruik om stroopers te kontak, so hulle soek iemand in die land waar die spesie voorkom of hulle te vra om die spesie te verwyder. Hulle gebruik dit om koördinate van foto's af te trek, om te sien, jy weet as jy 'n foto van die wildtuin iewers oplaai van 'n skilpad, dan kan daai foto gebruik word om GPS-koördinate te kry om daai spesifieke plek te vind om die spesie te kry. En ons sien dat hierdie platforms, hulle sê hulle het maniere om hierdie tipe plasings te flag of te monitor, maar hulle het regtig nie die vermoë om die volume van hierdie plasings regtig te monitor nie. En so baie van hierdie goed gebeur ook in geslote groepe. Dis gereeld nie in Engels nie, en dan is dit baie moeiliker om hierdie onwettige advertensies of gesprekke tussen kopers en verkopers op te tel. Is daar iets wat ons as die publiek miskien kan doen om seker te maak wanneer ons hierdie tipe plasings sien dat ons dit kan rapporteer? Ja, ekskuus as julle my kat hoor maar in die agtergrond, ek is verskriklik jammer daaroor. Ja, so wat julle kan doen is julle kan die polisie kontak, julle kan die omgewings authorities kontak, dit is die departement van omgewingsake, daar's ook provinsiale natuurbewarings authorities, en dan kan julle ook die EWT kontak en vir ons laat weet, maar julle het bewus geraak van iets en dan kan ons julle in kontak sit met die regte mense om te kyk na either onwettige plasings aanlyn of as jy dalk iets opgetel het in jou woonbuurt of so. Nou, in Suid-Afrika veral, is ons kwesbaar vir die uitbuiting van endemiese kleiner spesies en indien wel, hoekom so? Ons is ongelukkig ja, en dit is maar omdat ons baie ryk is aan endemiese spesies wat uniek is aan Suid-Afrika. So dit kom werklik net in Suid-Afrika voor. En ons sien dat alle lande wat hoë vlakke van endemiese spesies het, sukkel daarmee. So as jy byvoorbeeld kyk na 'n land soos Brasilië, het presies dieselfde probleem. En dis omdat hierdie spesies maar aan aanvraag is in nasionale en internasionale markte. Maar dit gesê, ek dink regtig Suid-Afrika is nog steeds proporsioneel baie goed daarin om hierdie onwettige markte so ver as moontlik te kan bekamp. Daar is natuurlik beperkte hulpbronne, maar ek dink nie ons doen 'n terrible job daarmee nie. Karina, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Ons waardeer dat jy met ons gesels het. Dis Karina Briwer, sy is die hoof van Endangered Wildlife Trust, om met ons te gesels vanoggend oor onwettige wildhandel. Dis al waarvoor ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy dit saam met ons geniet hierdie week en dan sal ons volgende week weer so maak.